Here, ons kan nooit, ooit in ons tyd op aarde vir U die heerlikheid, die eer, die aanbidding, die lof gee wat U werd is nie. Here, ons kan probeer. Met alles in ons kan ons worship om U naam groot te maak. Here, en ons kan liedere sing wat ek wonder of ons die woorde verstaan. Om te sê, vorm my, maak my in die vuuroond van die heiligheid. Here, om sulke woorde te sê beteken ons sê vir die Here, vat my daar buite in die wêreld en gebruik die omstandighede om my te louter en te vorm, Here. Dis woorde wat ons bid oor onsself, wat ons nie altyd die implikasie besef nie. En Here, ons het vanoggend kom sing, ons wil gereed wees. Ons wil gereed wees vir wanneer U ons kom haal. Kom vanoggend en praat met ons oor spesifiek dit, Here. Kom, Here, want die einde is nader as ooit. Kom praat met ons, Here. Ons luister graag. Amen. Right. Toe ek 'n jong mens was, ek weet nie of dit deesdae nog so is nie, maar toe ek 'n jong mens was, as jy dan sulke besoekende predikers gehad daar aan die ander kant van die Jukskei. En dan as die besoekende predikers deur die dorp kom, dan sit 'n week lank van preke van Sondag tot Sondag oor die eindtye met sulke groot muurkaarte op. En Openbaring is gelees van hoek tot kant en jy is amper skrik gemaak met hierdie hele ding van die einde is hier, die einde is hier. En nou ja, 20 jaar later, ons is nog steeds hier en die einde het nog nie gebeur nie. Maar as 'n mens kyk na wat aangaan in die wêreld tans, al die goed wat jy sien, al die goed wat jy beleef, al die mekaar, oorlog, natuurrampe, AI, wat AI doen. Ek meen, deesdae kan jy nie 'n filmtrailer op jou foon wat op Facebook of wat ook al kom, kan jy glo nie, want die film is dalk nooit gemaak nie en dit bestaan nie. Iemand het dit net gebou op AI. Jy sien foto's, jy sien video's, jy sien Donald Trump maak 'n speech en dan het hy nooit die speech gemaak nie. Ons leef in 'n wêreld van geweld en misdaad en bedrog en ons tel nie meer bedrog in miljoene of biljoene nie, ons tel dit nou al in triljoene. En nie net in Suid-Afrika nie, reg oor die wêreld. En dan laat dit 'n mens wonder, wanneer kom Jesus en is die einde hier? Nou, ek hoop jy het jou Bybel saamgebring, want ons gaan in hierdie reeks, gaan ons 'n spesifieke Bybelboek 1 Tessalonisense, gaan ons lekker lees en ons gaan so bietjie die laaste Sondag aan die 4 boodskappe, die 4de boodskap gaan ek praat oor Openbaring, die hele boek. En hoe ons hom moet lees en hoe ons hom moet verstaan en dat jy nie vir hom hoef bang te wees nie. So die vraag, leef ons in die laaste dae? Die kort antwoord ja. Want sien, die Bybel leer ons dat die laaste dae het begin toe Jesus hemel toe opgevaar het en die Heilige Gees uitgestort is. Hoekom? Want in die Ou Testament, die eerste bedeling, die eerste gedeelte van God se heilsgeskiedenis, het God teenwoordig geword deur te verskyn in 'n bos of hy was by die tabernakel of 'n wolkkolom of 'n vuurkolom of wat ook al. God kom en hy verskyn aan mense deur drome en God is so bietjie ver. God is so bietjie eenkant en net die priesters kan tot hom nader. Gewone mense kan nie. En toe kom Jesus. Is 'n kort tydjie van die heilsgeskiedenis, 33 jaar. Jesus kom en jy kan aan God vat. Jy kan die seun van God sien. Jy kan met hom praat. Jy kan sien wat hy doen. Jy kan sien hoe hy leef. Jy kan die wonderwerke sien wat hy doen. En toe sy dood. En toe word die Heilige Gees uitgestort. En dis die laaste hoofstuk van God se heilsgeskiedenis. God is nou in my as ek in God glo. So ons leef letterlik in die eindtye volgens die Bybel. Nou, ek wil voor ons Tessalonisense oopmaak, jy kan solank so toe begin blaai as jy nie weet waar dit is nie. En jy het jou Bybel saamgebring. Wil ek jou net 'n bietjie konteks gee. Nou, Tessalonisense was 'n gemeente met baie jong Christene, mense wat pas hulle lewe vir die Here gegee het. Nou, ek hoop nie sy is kwaad nie, maar Gerald se vrou het nou hier gesit en haar man is op die dromme en hulle het so pas getrou en terug en so aan. En sy kyk met sulke dromerige oë oor hoe hy die dromme speel met soveel bewondering en soveel vars energie en liefde vir hierdie man. En toe dink ek aan dis hoe 'n mens voel as jy jou lewe vir die Here gee. Daar aan die begin. Jy het hierdie vars opgewondenheid, hierdie vars liefde vir die Here en jy kan nie genoeg kry van die Bybel lees nie. Maar hierdie jong Christene was ook bang geweest want hulle het geleef in 'n wêreld wat
nie te veel anders was as ons nie, maar die feit was dat as jy in daai tyd opgestaan het as 'n Christen, het dit 'n bietjie moeiliker gegaan as nou. So Paulus skryf hulle hierdie brief, 1 Tessalonisense, en voor ek dit oopmaak, wil ek vir jou vra, as jy jou Bybel hier het, dat jy hom sal vat. En ons het so 'n papiertjie reg gekry, en dis daar agter op die tafel by die koekies na die tyd, kan jy een vir jou vat en dit voor in jou Bybel in plaas. Dis 'n verklaring wat jy maak oor wat die Bybel is en wat dit vir jou beteken, en dit gaan oor alles wat in die Bybel staan, en dit is verskriklik belangrik dat ons dit begin sê en begin spreek, so jy kan dit saam met my doen, of jy kan dit saggies doen. Ek gaan jy nou verklaar, dat hierdie is my Bybel, dis die onfeilbare woord van God, dis die swaard van sy Heilige Gees. Hierdie Bybel is deur God geïnspireer. God het dit vir my gegee om my te onderrig. Ekskuus, dis net die krag wat oorskakel van generator na Eskom toe. Die ligte sal nou weer aankom. God het dit geïnspireer om my te onderrig, om verkeerdhede in my lewe te weerlê, om my te reg te wys as ek op die verkeerde pad is, om 'n regte leefstyl by my te kweek. Hierdie is wat God gebruik om my na sy kind, om as my as sy kind voor te berei vir my roeping, en elkeen van ons het 'n roeping, om my ten volle toe te rus vir elke goeie ding wat hy wil hê ek moet doen. Wanneer ek my Bybel lees, is ek oop, ek is ontvanklik. Ek is bereid om my leefstyl aan te pas by wat God leer, eerder as om my leefstyl by die wêreld aan te pas. Spreek God, ek luister. En ek wil jou challenge, as jy stilte tyd doen, plak hierdie ding voor in jou Bybel. En voor jy stilte tyd doen, spreek hierdie oor jou lewe. Want jy kom letterlik en jy sê vir God, maar God, hierdie is vir my belangrik. Ek wil nou hê, my lewe is oop, praat met my. So ek gaan nou blaai na 1 Tessalonisense toe, en ek gaan 'n bietjie cheat, want my Bybel het vingerdrukke, so ek kan redelik vinnig daarna toe gaan. 1 Tessalonisense is net voor 2 Tessalonisense, net na Kolossense. So 1 Tessalonisense 1. Ons gaan gou sin toe gaan, né? Is ons in die eindtyd. 1 Tessalonisense 1 vers 1 tot 5. Hierdie brief kom van Paulus, Silvanus en Timoteus. Ons skryf aan die gemeente Thessalonika, wat aan God die Vader en aan die Here Jesus Christus behoort. Genade en vrede vir julle. Dis hoe hulle mekaar gegroet het in daai tyd, né? Wanneer ons bid, met ander woorde, wanneer hulle as leiers wat die kerk geplant het, bid vir hierdie gemeentetjie, hierdie nuwe vars Christene, dank ons God vir julle. Ons onthou voortdurend hoe julle geloof dade word, hoe hard julle liefde julle laat werk, en hoe julle aanhou hoop om op ons Here Jesus Christus. Met ander woorde, hulle wil Jesus sien. Hierdie Christene het nooit Jesus gesien nie. Hulle hoop om hom te sien. Hulle kan nie wag nie, want Jesus het gesê, ek kom terug. In ons gebede noem ons hierdie dinge voor God ons Vader. God het julle lief. Broers en susters, ons weet dat hy julle uitgekies het, want die goeie nuus, dis die boodskap van Jesus in sy lewe en sy geboorte en sy dood. Die goeie nuus wat ons gebring het, het tot julle gekom, nie net met woorde nie, maar ook met krag van die Heilige Gees en met groot oortuiging. Julle weet mos hoe voorbeeldig ons optrede by julle was, en dit ter wille van julle. Ons hou oop die Bybel, ons gaan verder lees daar. Vir nou lees ons tot daar. So Paulus kom, en hy sê vir hierdie nuwe bang gelowige gekies, en hy sê vir hulle, luister, wow, kalmeer, God het jou lief, hy het 'n plan vir jou lewe, en al het hy weggegaan op die wolke, en ons het julle daarvan vertel, hy het beloof, hy kom terug, so God gee nie jou net liefde, en hy sê vir jou, okay, jy's okay, want dis wat party kerkleiers te maklik en te veel preek, is hierdie een kant van God se boodskap, van jy's okay, die Here is lief vir jou, die Here is lief vir jou. Daar's 'n ander kant van die boodskap, en Paulus kom sê dit, hy sê nie net God het jou lief nie, hy sê God gee jou ook krag om op te staan, om nie net jou geloof te aanvaar nie, maar jou geloof te leef, sodat God se liefde maak jou veilig, en sy krag gee vir jou krag, sodat jy kan staan teen hierdie aanvalle wat na jou toe kom as 'n jong gelowige. En dis iets wat ons vandag beleef, elkeen van ons, want ons is nog nader as hulle aan die eindtye. So hoe leef ek gereed vir die eindtye? Hoe maak ek en jy sodat ons seker maak as Jesus kom, dan is ons reg? Paulus skryf dit in 1 Tessalonisense 1 vers 9. Ons gaan hom gou lees. 1 Tessalonisense 1 vers 9 staan daar hierdie woorde. Want die mense praat self oor hoe positief hulle julle ontvang het, of hoe positief julle ons ontvang het. En dan hierdie woorde, en hoe julle van die afgode af weggedraai het. Daai eerste woorde, om weg te draai van afgode, dit wat mislei, dit wat ons wegvat van God af. Nou,
Ek en jy moet verstaan, die gemeente Thessalonicense of in Thessalonicense in Thessalonika was 'n heidense kultuur. Daar was honderde valsgode, letterlik honderde. Sommige het gebid tot Zeus, ander tot Apollo, ander tot Artemis, ander het die keiser aanbid, Julius Caesar. En dan maak hulle hierdie huisgodsbeeldjies. Wie van julle het al die film The Gladiator gesien van Russell Crowe? What You Do in Life, Echoes in Eternity. Nou, daai film kom Russell Crowe en dan het hy hierdie beeldjies van sy vrou en sy kinders wat by die huis is, of sy vrou en sy kind. Ek dink hy het net een kind gehad. Maar hy sit dit so in sy tent waar hy slaap elke aand as generaal van hierdie Romeinse weermag. Sit hy dit in sy tent in soos 'n shrine. En hy gaan sit die beeldjies daar en hy bid tot die gode dat hulle sy vrou en sy kind daar op sy plaas ver sal oppas. En hulle het geglo dat hierdie afgode wat hulle aanbid en hierdie beeldjies wat hulle maak en hierdie shrines wat hulle bou in hulle huise, dit beskerm hulle teen kwaad, dit help hulle kinders, dit gee hulle finansiële seën. En Jesus kom en hy sê, wow, daai goed werk nie. Jy moet glo in 'n lewende God, in dit wat Jesus kom vertel, maar vir die jong Christen om Jesus te volg en sy boodskap te aanvaar was 'n duur besluit. Jy's uit jou familie uitgegooi en deur jou gesin afgeskryf en jy's baie keer uitgejaag uit jou huis uit. En nou kom God en hy vra vir my en vir jou of ons afgode het. En dan kom jy en dan sê jy, nee, daar's nie 'n manier nie. Ek het nie afgode in my huis nie, ek het nie beeldjies wat ek aanbid nie. Dan kom die Here en dan sê hy, ja, maar afgod deesdae is so bietjie meer subtiel. 'n Afgod deesdae is enige iets wat ek in God se plek sit. En vir party mense is dit hulle huwelik. Jy plaas so hoë premie op jou huwelik, op die persoon met wie jy getrou het, dat daai persoon se opinie is vir jou meer belangrik as God se opinie. Vir party mense is dit hulle kinders en hulle kinders se aktiwiteite. Vir ander mense is dit geld of status of mag. Ek kyk partykeer hierdie politieke dramas in Amerika wat afspeel, weet hierdie films, oor die Amerikaanse parlement en die politikuste wat mekaar so in die rug steek en hierdie probeer daai manipuleer, elkeen sodat hulle die vice president kan wees of die secretary of state kan wees of een of ander saak. En wat hulle doen om mekaar in te doen en mekaar in die rug te steek, sodat hulle daai volgende posisie, daai volgende trap op die leer kan kry, een tree nader aan die Oval Office. Dis al wat hulle jaag. En baie van ons doen dit, dis, jy soek die huis, jy soek die nuwe kar, jy soek daai vakansie, en of jy jou mond kwyl so, as jy sien op Facebook, hoe ander mense dit post, as iemand anders sê, 'n foto opsit vanuit 'n nuwe kar, of hulle het solar op hulle huis gesit, of hulle is by hierdie vakansie by die see, dan kry jy sommer so, jy kry hierdie gevoel in jou, hierdie FOMO, jy wil vloek, jy weet nie of jy wil vloek of huil nie, en dan delete jy sommer die ou, en dan unfollow jy hom, en as jy nou regtig kwaad word, dan report jy sommer sy profile op Facebook, en hy laat hy geblok word, want jy's nou moeg vir al hierdie goed wat jy sien. En party mense aanbid hulle liggame, hulle spuit en pomp, en nip en dak. En ons het al hierdie afgode wat ons by mekaar maak. En dan kom Paulus en dan sê hy aan jong Timoteus, saam met wie hy hierdie brief geskryf het. Nou jy kan saam met my na Timoteus toe blaai. Dis net so net na 2 Thessalonicense. In 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5. Ek's altyd bang ek skryf die skrifverwysings verkeerd op die skerm. 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5. Hoor hierdie woorde. En terwyl ek dit lees, dink aan die koerantopskrifte, die goed wat jy scroll op News24, of die goed wat oppop op Facebook, of as jy nog in die ou tradisie is van op 'n Sondag koop ek die Sondagkoerant, of jy's ingeteken op die beeld of wat ook al. Hoor hierdie en dan dink jy aan daai goed wat jy hoor en lees. Jy moet dit weet, ek gaan nie eers sê Timoteus, nie sit jou naam daar, dat gedurende die laaste dae moeilike tye sal kom. Want mense sal hulle self en hulle geld lief hê, hulle sal grootpraterig wees, hulle sal arrogant wees, hulle sal met God spot, met ander woorde God se naam gebruik in films, asof dit niks is nie. Hulle sal ongehoorsaam wees aan hulle ouers, en dan kyk al die paas en maas vir hulle kinders, en hulle sê, sien, jy's in die Bybel. Nee, hulle sal ongehoorsaam wees aan hulle ouers, en ondankbaar wees, sien jy my kind, jy's in die Bybel. Hulle sal niks as heilig beskou nie. Hulle sal liefdeloos wees, onvergewensgesind wees. Hulle sal ander mense belaster en beskinder. Hulle sal geen selfbeheersing hê nie. Hulle sal wreed wees, geen belangstelling hê in wat goed is nie. Hulle sal hulle vriende verraai,
roekeloos wees, met ander woorde die spoedgrens oortree, drink te veel, ensovoorts. Hulle sal hooghartig wees, hulle sal plesier liewer hê as vir God, hulle sal optree asof hulle godsdienstig is, met ander woorde, maak of hulle God ken, maar dit ontken wat aan Christus en die Christelike godsdienst sy krag gee, en dit is Jesus en die Heilige Gees. Sê net gou vir my, klink dit soos die tyd waarin ons leef? Jy kan hy letterlik vat en jy kan ons koerantopskrifte vat en jy kan sê, ons leef in die laaste dae. En in daai tyd kom Paulus en hy sê vir hierdie eerste Christene, wat is die eerste ding wat jy moet doen om seker te maak jy is gereed vir Jesus wat kom, is draai weg van enige iets wat skeiding bring tussen jou en die Here. En ek wil met jou eerlik wees, jy kan gym asseblief, jy kan 'n nuwe kar hê, jy kan 'n groot huis hê, jy kan 'n goeie salaris hê en jy kan hard werk om te verdien. Jy kan lief wees vir jou kinders en jy kan trots wees op hulle prestasies en dit post op Facebook. Die Here gee nie om nie. Inteendeel, hy hou daarvan. Hy sê die arbeider is sy loon werd. Hy sê net, sit jy God eerste of is dit die goed wat jy jaag? Is daai tekens van God se seën en tekens van God se dankbaarheid of is dit waarin jy jou identiteit vind en wat jou trots maak? Die Here kom en hy sê, wow, pas op net, draai na God toe. Ja, leef in die wêreld, geniet die vreugdes van hierdie wêreld, maar pas op dat jy nie daardeur vasgedraai word nie. Pas op dat jy nie daarin so vasgedraai word, dat jy dink jy kan met jou een voet in die kerk wees en met jou ander voet in die wêreld nie. Die Here sê dit werk nie so nie. Die Griekse woord vir draai is metanoia. Dit beteken letterlik 'n 180 grade draai. Ek leef so, ek draai om, nou leef ek so. Ek leef vir die wêreld, nou draai ek om, nou leef ek vir God. Alles in my lewe is nou anders, want my prioriteit het geskuif. So dis Paulus wat sê, dis die eerste ding wat jy doen, en dan weer in 1 Tessalonisense 1 vers 9, wat jy nie verder nou weer na toe hoef te blaai nie. Ek gaan hom sommer net gou lees, die tweede helfte of die laaste stukkie van die vers. Hy het gesê, julle het van die afgode af weggedraai, dis nommer 1, en dan sê hy, en jy het na God toe gedraai, en jy die lewende en ware God gedien. Daai woord dien is die Griekse woord douleo. Nou douleo beteken om volledig loyaal te dien. Met ander woorde, sonder vraag, sonder twyfel, doen ek wat God sê. God is altyd reg, God weet beter, God het sy seun vir my gegee, ek is 'n mens, ek kan nie vooruit sien nie, God sien die toekoms, God sien wat in my hart aangaan, God sien wat in my lewe aangaan, ek volg hom, ek dien hom elke dag. Om te draai na God toe is 'n eenmalige gebeurtenis, ek gee my lewe vir hom. Om hom te dien is 'n daaglikse ding. Dis nie net 'n Sondag ding nie, dis nie net 'n bedkassie ding nie, dis nie net ons sit in die restaurant en ons eet ons kos ding en nou gaan ons bid ding nie. Dis nie net 'n ding van ek bid as ek op die lang pad ry nie. Jy ry elke dag. Jy kan net so vinnig doodgaan in 'n kilometer tussen jou huis en Spar as wat jy kan doodgaan in die 1000 kilometer tussen jou en die see. Dis om God te dien en sy agenda, sy plan vir jou lewe te soek en nie jou eie nie. En dis wat Paulus kom sê, hy sê, dis die goed wat ek en jy moet doen om gereed te maak vir God wat kom. Nommer 1, maak seker jy dien God, nie afgode nie, nie die goed wat mens gemaak is nie en wat die wêreld jaag nie. Die tweede ding is, dien God, leef in absolute loyaliteit aan hom. En dan die derde ding is, wag aktief. In 1 Tessalonisense 1 vers 10 staan daar hierdie woorde, en om sy seun uit die hemel te verwag. Ons het vars hondjies in die huis, nee, klein hondjies. Nou gewoonlik loop 'n mens mos in jou huis nou so rond, so, jy loop so rond, nee. As jy nuwe hondjies sit in die huis, dan loop jy so. Is ek reg? Gister toe loop ons in die huis rond en die mat, hy skuif so. En toe sien ons maar op 'n manier het hulle onder die mat 'n saak gelos. En die mat is nou bo op hom. En nou het ons die vloer gesmeer en die mat gesmeer en die... Nou dis die probleem wat Paulus, en ek verstaan, dis dalk vir jou banale vieslike beeld, en sorry daaroor, en ek hoor my prentjie, dis net 'n metafoor. Paulus kom en hy sê, ons is so gefokus op hierdie wêreld en hierdie moeilikheid en hierdie goed wat ons nou kla, dat ons vergeet om op te kyk en te weet
hierdie bepaal nie my realiteit nie. God bepaal my realiteit. Die hemel wat vir my wag bepaal my realiteit. Dis waarvoor ek leef. Dis waarna ek uitsien. En ja, ek trap nou in 'n paar dubbeltjies of dalk 'n paar goedjies anders wat 'n bietjie meer stink. Ek trap dalk nou in 'n paar goed en my lewe is moeilik en die terugslag kom en die hartseer kom en die mense wat ek liefhet gaan dood en al hierdie goed gebeur. Maar Paulus kom en hy sê kyk op, want ons leef nie vir hierdie wêreld nie. In hierdie tyd wat jy wegdraai van die afgode af en God dien, moet jy dit aktief doen. Ons verwag die seën uit die hemel, ons kyk op, ons leef na boontoe. Hierdie seën is Jesus wat God uit die dood uit opgewek het. Dit is hy wat jou verlos van die oordeel wat kom. Jy hoef nie te wag en bang te wees vir jou dood nie. Jy hoef nie bang te wees vir die duiwel nie. Jy hoef nie bang te wees om voor God te gaan staan en hy gaan vir jou sê, "Right, kom ons speel 'n video van jou lewe en was dit goed genoeg nie?" Want jy het God gedien en jy het God aanbid en jy het God se plan vir jou lewe gevolg. Maar hierdie aktief wag, daar's 'n paar goedjies wat ek en jy moet doen terwyl ons vir God wag. En die eerste ene is, het ek diegene vergewe wat my seer gemaak het? Jesus kom en hy sê, hy kan ons nie verlos nie, hy kan nie vir ons losmaak van hierdie wêreld as ons lewe met onvergifnis nie. En vergifnis is partykeer 'n eenrigtingstraat. Jy kan na iemand toe gaan en vir daai persoon sê, ek vergewe jou, en dan sê daai persoon, maar ek vergewe jou nie. En dan sit tussen daai persoon en die Here. Maar jy moet die klippe laat gaan uit jou hart uit. Jy moet daai WhatsApp stuur, jy moet daai oproep maak, jy moet vir daai persoon sê, en nie op Facebook nie. Jy moet met daai persoon gaan en sê, luister, Jesus gee die opdrag. Matteus 6, gaan maak reg. En ongeag of daai persoon na jou toe kom, ongeag wie se skuld dit was, jy maak skoon aan jou kant van die baan. Vergewe die wat jou seer gemaak, en dan sê hy, het ek my geloof gedeel met die mense wat Jesus nodig het, want ek wil nie spyt kry nie. Sê net gou vir my, as jy jou oë in die hemel oopmaak, pa of ma, wil jy jou kinders sien in die hemel? Wil jy die mense wat saam met jou werk sien in die hemel? Wil jy jou beste vriende wat saam met jou braai sien in die hemel? Wil jy die mense wat saam met jou skree vir die bulle, of saam met jou op die stormer skree? Wil jy hulle sien in die hemel? Ons bid vir die mense spesifiek wat vir die stormer skree, tot bekering sal kom. In elk geval, ten minste is dit 'n Suid-Afrikaanse span. Ek weet van 'n paar Suid-Afrikaners wat vir die All Blacks skree. Hulle is totaal verlore. Ek spot sommer net 'n grappie. Julle weet die All Blacks dra swart, nee. Dis net 'n ding. In elk geval, net 'n grappietjie. Net 'n grappie, people. Die Here het mense in Nieu-Seeland ook lief. Maar het ek Jesus gedeel met mense wat hom nodig het, en almal het hom nodig. Almal het hom nodig. En om Jesus te deel beteken nie ek moet almal toe stap, en as jy by Checkers betaal, en daar staan 10 mense in die ry, dan kyk jy uit aan die wat jou oplei, en terwyl sy oplei, en sê jy vra, waar gaan jy as jy doodgaan? En die hemel toe of hel toe? En as sy sê, dan sê jy vra, Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad. Ek dryf die duiwel uit jou uit. Ek sê in die naam van Jesus, gee jou lewe vir jy moenie daai doen nie. En dan loop jy uit en dan skree op die karwag, want hy weet nie watter kar is joune nie, en hoekom moet jy hom tip? En dan pas daai gebed en daai liefde wat jy sopas nie gewys het nie, pas nie by mekaar. Sien, hoe deel ek Jesus met mense wat hom nodig het? Actions speak louder than words, or words speak louder than words. Nee, die vloek van die persoon, as jy kan nie met iemand by die werk skree en hom vloek, en dan oor 'n week, dan hou jy stilte tyd by die kantoor en sê, kom ons eet nagmaal. Nie voor jy net eers sê, okay, sorry, ek het 'n fout gemaak nie. Ek sien hier's iemand wat verjaar vanoggend, baie geluk met verjaarsdag. Okay, dankie Facebook wat my herinner, dit is nie omdat ek so slim is nie. Dit is omdat jou man so mooi is en gepost het oor hoe lief hy jou het. Baie geluk met jou verjaarsdag, mag die Here jou bless. Right. Dis die goed wat jy moet doen terwyl jy aktief wag vir Jesus om terug te kom. Sien, ek het hierdie ding wat my jaag. En dis die vraag, wanneer kom Jesus vir my? Sien, ek het 'n probleem in die werk wat ek doen, want in my werk wat ek doen, werk ek net soveel met dood as met lewe, net soveel met goeie nuus as met slegte nuus, net soveel met terugslaan hartseer as wat ek doen met goeie nuus en amazing moments. Ek het die voorreg om mense te begrawe en kinders te sien hoe hulle gebore word, als in dieselfde week.
baie keer, om in 'n hospitaal in te stap en by die ICU te bid en by die neonatale eenheid te sê, prys die Here en kom ons bid vir 'n vars baba, wat nog bietjie sukkel onder 'n liggie of wat ook al. En om daai goed te sien, en dan sit ek en wonder elke keer, wanneer is my tyd? Wanneer is my tyd? Want sien, die een ding wat ek geleer het uit my lewe uit, is dat geen dag is gewaarborg nie. Geen dag nie. Jy kan die een dag besig wees om jou werk te doen, dalk besig wees om 'n kar te verkoop. Nee, en die volgende dag kry jy oproep, so en so kom jy terug werk toe nie. Gisterand, hartaanval. Dis verby. Ons dink Jesus gaan net kom op die wolke, Jesus kom wanneer hy kom. So wat doen ek en jy? Ons het dit nou gesing, ek wil gereed wees wanneer Jesus kom. Met ander woorde, as hy nou voor jou staan, moet jy nie sê, wow, Here, ekskuus, sorry, ek wil net gaan my belasting klaar betaal, en Here, ek wil net seker maak, daar's 'n paar mense wat ek net moet gaan sê, sorry, want as ek voor hier staan, dan gaan ek 'n bietjie pak kry, en ek moet dalk net vir my bietjie vrede maak met my kinders met wie ek lelik was, en wat ek uit my, die Here sê, spyt is, as hy kom, dan kom hy. Dan sal nie van, het ek die regte klere aan nie, is my lewe in orde nie. Ek praat die afgelope week met iemand, en hulle sê vir my 'n sin wat by my spook. Ek beloof jou, daai sin spook by my. Dis iemand wat kanker gehad het en die voorreg het om in remissie te wees. Nou iemand wat kanker gehad het en in remissie is tegnies gesproke gesond. Maar dit beteken dat die kanker is, jy moet gaan vir jou check-ups, want dit kan terugkom. Maar vir nou is jy alright. En hierdie persoon hak af en sy sê vir my, weet jy wat, kanker is 'n wit broodjie siekte. Ek sê, ek het altyd gedink, kanker is 'n doodsvonnis, of het voel soos 'n doodsvonnis. En ek sê vir die persoon, maar ek kan nie dit sê nie, want ek het nog nooit dit gevoel aan my lyf nie. Jy kan dit sê, hoekom sê jy so? Sy sê, want die oomblik wanneer daai dokter dit vir jou sê, dan begin jy jou dae en jou ure tel. Jy kuier by jou kinders, jy gaan na jou prokureur toe, jy stel die papiere op, jy maak seker jou bankrekeninge en al die goed is uitgesorteer en jou gesê, die goed wat jy wou gesê het is gesê en jou besigheid se sake is in orde, sodat dit wat jy los vir jou kinders nie vir hulle las is nie, ensovoorts. Sy sê dis 'n wit broodjie siekte. Want jy kry 'n kans. Nou ek wil vir jou sê, ons is God se wit broodjies. In daai opsig, want hier sit jy vandag en jy haal asem. En ek en jy word vanoggend gevra, is jy gereed? Want Jesus sê die dag en die tyd weet niemand nie, nie Dani Botha nie, niemand nie. Matteus 24 vers 36 sê Jesus, nie eers ek, die Seun van God weet nie, net God die Vader weet die tyd. So is ons in die eindtyd, ja. Vandat die Heilige Gees uitgestort is, het hierdie goed begin gebeur, wat Paulus vir Timoteus sê gebeur, wat mense doen en hoe mense leef, en hoe hulle moet God kies of die wêreld moet kies, en hy sê elke dag is 'n dag nader. So is jy gereed? Is jy reg? As jy hier uitstap en daar sak die wolk neer en die Here sê, right, nou is dit sulke tyd. Dan sê jy, prys die Here, ek hoef nie my kar af te betaal nie, prys die Here, ek hoef nie my huis af te betaal nie. Ek is so dankbaar ek het my kredietkaart gemax, Here vat my. Is jy gereed? Want ons koning kom. Ons sing dit. Ons sê dit. Maar die vraag is, leef ons dit? Draai ek weg van die afgode van die wêreld? Draai ek na God toe? Leef ek aktief? Dien ek God se agenda in plaas van my eie? Maak seker jy's gereed, want die Here kom en ons weet nie wanneer nie. Die Bybel sê soos 'n dief in die nag. Is jy gereed? Mag dit by jou spook. Amen. Kom ons bid saam. Here God, ons leef so maklik in hierdie wêreld asof ons al die tyd in die wêreld het.
Ons dink ons is 15 of 16 of 18, ons lewens lê voor ons. Ons het vier ons 30ste verjaarsdag en jy kyk na jou ma of jou ouma wat 80 of 90 is, of wie ook al, en jy kyk en jy sê, ek's nog nie eens 'n derde van die pad nie. Here, en dan dink ons het al die tyd in die wêreld. Here, ons het nie. Ons het nie. Elke dag is geleen. Elke uur is genade. Here, dankie vir vanoggend se boodskap. Here, help ons om weg te draai van die goed in hierdie wêreld wat ons so maklik afgode maak, goeie goed en slegte goed. Mag ons draai na U toe en U aanbid. Here, mag ons U dien en mag U agenda ons lewens bepaal. En mag ons leef met afwagting en met verwagting en mag ons leef en aktief, Here, werk aan vergifnis. Ons lewens 'n getuienis maak en as mense ons getuienis sien en daaroor vra, dan te praat oor die God wat in ons leef en vir wie ons leef. En Here, mag ons wag en wag en op U alleen vertrou om ons te red. Here, niks anders in hierdie wêreld kan ons red nie. Nie ons geld nie, nie ons vriende nie. Nie ons huweliksmaats nie, nie ons kinders nie, nie ons regering nie, nie ons polisie nie, nie ons weermag nie, nie Donald Trump nie, nie Elon Musk nie, nie SpaceX nie. Niks anders as Jesus kan ons red nie. Kom Here, sien ons raak. En Here, elke persoon wat hier sit en godsdiens pleeg en nie 'n verhouding het met U nie, Here, konfronteer hulle in hierdie oomblik. En mag hulle sê, ek het nog nie gedraai nie. En mag hulle hierdie eenvoudige gebed bid. En sê, Here, hier is ek, 'n sondaar. Vergewe my. Maak my U kind. Here, ek draai na U toe. Ek wil U dien. En Here, dan as hulle daai eenvoudige gebed gebid het, of een of ander weergawe daarvan, dan is hulle U kind en hulle is gereed. En mag ons dan, of ons jong Christene is of lankal Christene is, jong gelowiges of ou gelowiges is, mag ons elke dag seker maak, ons kom nader aan U en nader aan U wil vir ons. En ons is meer gereed as wat ons gister was. En daarom kom ons nou in gehoorsaamheid aan U. En ons kom gee U ons tiendes en ons offergawes. Want Here, U seën ons en U sorg vir ons. En 'n tiende van wat ons is en wat ons het, nie net ons geld nie, ons tyd, ons gawes, ons talente, 'n tiende van alles wat ons is en het, is U se. En ons kom gee dit, Here, in U diens en vir U koninkryk. Ontvang dit, Here, ons gee dit, Here, in afhanklikheid en met blydskap. Amen. Jy kry nou geleentheid om die Here te dien met jou tiendes en met jou offergawes. Ontvang die seën van die Here en gaan leef met die verwagting dat elke dag genade is en dat elke dag is ek nog 'n dag nader aan Jesus se koms en gaan leef met die wete dat as jy die Here dien en na hom toe draai en aktief vir hom leef, dat die Here sal vir jou goed wees en hy sal vir jou sorg. Hy sal jou raak sien, hy sal vir jou sy liefde gee, hy sal jou goedgesind wees. Hy sal vir jou voorspoed gee anders as wat die wêreld gee. En hy sal hom aan jou verbind, want hy is jou Vader en jy is sy kind. Amen.